Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels met die sangeres Ty vanmôre. Ja, sy was al hier een keer. Toe het ons gepraat oor die feit dat sy baie maklik tattoos kry. Nou, ons en Linne weet daaroor moet gesels. Maar ons gesels oor haar nuwe enkelsnit Ek Dare Jou. Ek het dit ook nou die dag vir iemand gesê. Goeiemôre Ty. Goeiemôre, hoe gaan dit? Baie lekker, dankie, baie lekker. Hoe voel jy oor winter? Kom ons sê my eerlik, wat ek en Jennifer verskil oor hoe ons oor winter voel. So ek like die woord hibernation. Ek hibernate in winter. Ek staan nie regtig vroeg op nie. So dis die eerste keer wat ek vroeg opstaan en hiertoe kom. Soos jy's 'n wegkruipertjie in die winter. Ek is. Nou ja. Ek is. Maar ons is baie bly jy het besluit om vroeg op te staan en by ons te kom kuier. Ek was voor 4 al wakker, ek Jy het gery sien. en ek is hier so. Ons sosiale media vraag vandag is, as jy jou eerste salaris kry nou so aan die begin van die maand of einde van die maand, wat is daai eerste ding wat jy koop om jouself te bederf? Ons vat nou alles wat jy moet betaal, moet jy betaal, maar daai bederfie wat jy kry as jy geld het. Wat is dit? Slap chips. Jy kan nie dit sien ek sonder nou. Slap chips. Slapchips. Ja. Dis my gunsteling. Daai cheap nougat. Daai kafee nougat. Daai Damascus cheap sagte enetjie. Vir my. Nee, ek hou die slap chips. Die Ja, slap chips is ja, lekker. Slap chips in 'n broodjie. Genoeg aan sy? Baie syn en baie chips sout. Lekker. Dis vir my lekker. Hoorie, op sosiale media het jy 'n interessante video gehad van jy wat gaan vir 'n vocal check-up. Vertel net gou vir my oor hierdie vocal check-up storie en hoe dit werk. So my stem het 'n bietjie genederste. So my stem het 'n bietjie weird gemaak en vir 'n paar maande en ek kon nie verstaan wat aangaan nie. Dis nou my tweede check-up hierdie. En toe kyk ek na my stembande, hy sê alles lyk fyn. Dis dit my neus. So my een neusgaatjie is baie kleiner as die ander enetjie. Ek het hom 10 teenoor gebreek Gebreek toe jy jonger was. toe ek jonger was en ek moet hom nou laat regmaak. Nee. Ja, en ons het net nou laas jaar was ek hier so gewees te praat oor my gebreekte voete en al goed. Ja. 2 weke na ek by julle was, toe breek ek weer my voet. Hoekom is jou voete die hele tyd in die slag? Ek weet nie, ek kan eerlik nie vir jou sê nie, ek het nou 'n pen in my voet. Ai nee, ons is jammer om dit te hoor. Dit is verskriklik. Dis lekker om te hoor dat met mense die neusbesigheid kan regmaak, nê? Ja, ek is eintlik baie bly want ek het vir hom gesê ek het dit eintlik ek het baie gelag daaroor want hy sê toe vir my, "Ons moet jou neus laat regmaak." Ek sê vir hom, "Wat moet ek 'n nose job kry? Moet ek 'n rhino plastic kry?" Hy sê vir my, "Nee, jou neus gaan presies dieselfde lyk. Ons moet hom net reguit maak." Ek sê, "O, okay. Nee, dis Oh, dit klink seer. Ek het hom eintlik gevra want ek is eintlik 'n baie groot sissie as ek kom by operasies. Ja. Ek kan pyn vat, maar ek hou nie van om onder die mes te gaan nie, maar toe sê hulle vir my dis eintlik nie so ernstig nie. Hulle sny hom net hierso oop. And that's it. Hulle maak hom net reguit en dan is hy weer fyn. Traan my oë al klaar. Ja. Hoorie so, maar nou moet ons eers 'n bietjie praat oor die tattoo besigheid. Want kyk, laaste hier was toe jy gesê jy kry maklike tattoo. Jy's nie bang vir 'n tattoo. Nee. Maar nou wil ek weet as 'n mens so is, dan kry mens gereeld nuus. Ja. Nee. En nou wil ek weet, wat was die laaste ene wat jy gekry het? En hoekom het jy daardie ene gekry? So ek het 2 op dieselfde dag gekry. Dieselfde dag, 2. 2. Ja. So ek het 'n klein buitjie hierso op my skouertjie vir my vriendin wat oorlede is laas jaar, Beandre. En dan het ek 'n manta ray met blomme binne die manta ray. Ek wens ek kon dit nou vir julle gewys het. O, ja. Daai Ja, visie. ek weet nie of julle al ooit gesien het hoe manta rays uit die water uit spring en dan lyk dit asof hulle vlieg nie. Ja. Dit gebeur net 1 keer 'n jaar. En hulle doen dit met hulle familie, hulle immigreer saam en dan spring hulle uit die water uit. En ek het net gedink, "Sjoe, maar 'n manta ray is maar baie free en 'n baie beautiful species." En toe kry ek dit want ek sien myself as net hierdie vry persoon en dat ek groei elke jaar en so ja, dis die 2 tattoos wat ek nou die afgelope tyd gekry het. Op 'n stadium gaan jy uit papier uitloop vir al hierdie notas. Nou, daar's altyd 'n plekkie wees. Daar's altyd nog 'n plek Daar's hier. altyd 'n plekkie wees. Ja, man, netjies. Ons is in 'n enorme dilemma hier, want Ty, waarmee ons nou gesels, ons is veronderstel om oor haar liedjie te gesels, maar sy het iets genoem oor slap chips, kaffie chips. En die almal in die ateljee is nou deurmekaar. Hoorie, so ons het nou gepraat eerstens, waar is die lekkerste slap chips? Ons almal het ons eie opinie. Joune is Myne is 'n Boksburger Drywinswood. Raymond Zoet in Boksburg, Ja. lekkerste kaffie chips. Die lekkerste, hulle maak dit nog op die ou manier in daai wit papier. Hulle draai hom so toe. Oh,
die lekkerste slapchips. Ek kan lewe op slapchips elke dag. Jennifer? St. George's Cafe net hier in die straat af naby ons is fantasties. Okay, maar toe die gesprek nou verder gegaan. Nou praat ek hoop jy by die huis is net so honger soos ons nou is. En toe het ons begin praat oor steak en chips. En toe sê die javel agter daai kamera steak en groente. Toe praat ons van pampoen. Toe sê jy eet nie pampoen nie. Nee. Ek het 'n saad van my lende wat ook nie pampoen eet nie. Hy's afsydig eens pampoen. Hoekom nie? Jy weet my ma kyk nou vanoggend en ek wil nou nie. My ma het my of kom ons sê my ouma grootjie het my forceer om pampoen te eet want jy weet as kind moet jy jou groente inkry. Ja? Ek kan nie pampoen eet nie as gevolg van dit. Sy het altyd vir my squash gegee, maar Squash is lekker Nee, met dit is nie, bietjie sweet corn en 'n kasie. ag nee man. Ja. Nee, nee. Dat is my ma. Hoor, Dis my mammie. jy praat van jou ma, okay, ons gaan verby die groente kyk en sê dat jy regtig 'n verskriklike mooi boodskap op sosiale media ook onlangs oor jou ma geplaas Dankie. het. Vertel ons 'n bietjie van jou ma en die mooi lesse wat sy vir jou geleer het. Poeh. Sorry, ek het nog nie my ma gesien vir 3 maande nie. So, dit is bietjie moeilik. Maar ek het vandag met haar gepraat voordat ek hier opgekom het. Goed. My ma is my alles. Sy is al daar van dag 1 af met my musiekbedryf. Sy het altyd geglo ek gaan Celine Dion wees. Which that will never happen. Daar is net een Celine Dion daar buite, hoor. Maar ja, ons het 'n bietjie van 'n struikel gehad die afgelope jaar. Sy is daar vir haar beste vriendin in die Kaap op die oomblik en haar beste vriendin is soos 'n ander mamma vir my. En maar ons het baie goeie nuus gekry, sy het haar laaste chemo-sessie gekry. So ja, volgende maand is die groot operasie en dan sy is kankervry dan. So ons is baie excited. So ja, mami, ek mis jou. Oeg, ek mis jou baie. Dit is wonderlik. Sure, dit is baie mooi. Ek dink dis my so mooi om te hoor dat jy sê jou ma het soveel in jou geglo dat sy dink jy is die volgende Celine Dion en dit is pragtig om te hoor die verhouding en die ondersteuning ook wat sy daar is. En ek dink ten spyte van die feit dat jy al 3 maande laas gesien het dat jy weet ook wat die liefde is en die band tussen julle. Dis verskriklik mooi. Ja, ek bel haar omtrent elke dag, sy raak wel geïrriteerd met my, maar dis okay, mami. Dis maar nou so. Nou, ons moet op 'n stadium praat oor die liedjie. Ons kuier nou so lekker. Kom ons ons gaan nou liedjie toe gaan. Okay, goed. let's do it. Kom ons praat bietjie oor Ek Dare Jou. Vertel my bietjie van die liedjie. Waar kom dit vandaan en wat gebeur met die liedjie? Is jy excited om weer emosioneel te word? Ja. So die liedjie is geskryf vir my man. En in die musiekvideo, die wat nou al gesien het, sal sien ons troufoto's. Ja? Is in die musiekvideo. My man het glad nie geweet van hierdie nie. Hy het geen idee gehad nie. En so die liedjie gaan oor fisies waar ek vir jou sê ek dare jou bly net lief vir my. Want ek dink soms sê jy as jy deur 'n struikel gaan in jou verhouding of in jou huwelik. Soms voel jy net, "Jesus, ek dare jou net bly net lief vir my, bly net hier vir my. Kom ons werk saam aan hierdie verhouding." En wat julle twee gaan insit is wat julle gaan uitkry. Ja. En dis presies waar die liedjie gaan en dan ook my favourite deel in die hele song of in die liedjie sal ek sê wat jy sien is wat jy kry. Presies hoe jy my nou sien is wat jy gaan kry. Daar's niks verder as dit nie. En toe ek die liedjie vir die eerste keer vir my man speel, toe kyk hy so vir my en hy sê vir my, maar dis presies hoe ons is. En toe sê hy vir my so waaroor gaan die musiekvideo en ek sê vir my kan nie vir jou sê nie. Hoe het jy dit toe nou gevat toe jy dit sien? Ek het eintlik 'n video wat ek nog moet post. Ja. Hy het nie geweet wat om te sê nie. Hy het 'n bietjie van 'n traan in sy oë gehad en hy sê toe vir my, "Dis absolutely beautiful." En Hou hom. Ek hou van hom. Hou hom. ek sal. Hou hom. Ek As sal. jy moeite werd. Ja, en my man is ook van dag 1 af daar. Want ek ken my man al vir 19 jaar. Ons is saam vir 6 jaar en getroud vir 2. Ja. En toe sê hy net vir my, hy het nooit gedink dat iemand so iets vir hom sal doen nie. Ja. Jy sien, En- ons gaan nou daai video kyk. Wat 'n video?
daai instrument. Ja, die musiekvideo. Ja, Tog ja. toe nou net jy het iets in Nee, appels. ons het jou genoeg verras vir eendag. Maar baie dankie jy draai kom maak het vanmôre. Dankie vir die lekker kuier, die geselsie. Ons het op die einde amper net by die musiek uitgekom soos ons kuier. Dankie vir jou tyd vandag. Dankie vir julle. Dit is altyd so lekker om hier te wees. So ek is excited om my musiekvideo saam met julle te kyk. So dankie vir alles. Netjies, dit is net nou dat advertensiebreek. Dan kyk ons na Thys se musiekvideo. Ek dare jou en dan in hakkies bly net lief vir my na die advertensie.